Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermal kan saam wees so rondom sy wonderlike woord. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het en dat u met nuwe moed en met nuwe krag opgestaan het om hierdie dag tegemoet te gaan in die naam bo elke naam, die naam van ons wonderlike Here Jesus Christus. Nou vriende, ons weet soms lyk dinge vir ons duister en donker. Ons kyk om ons en ons vra vir onsself die vraag af: waarheen is alles op pad? As u die woord lees, sal u sien dat die Here is besig om alles te bestuur volgens die raad van sy wil. Hy lei die hart van 'n koning soos 'n waterstroom, net waarheen hy wil, en daar sal 'n dag aanbreek waar die Here homself in sy heerlikheid sal openbaar. In die Bybel sê elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Tot dan moet ons die goeie stryd stry, die wedloop volëindig en die geloof behou. Daarom kom ons bid vir mekaar, kom ons hou mekaar se arms omhoog en mag ons hierdie geloofspad dan bewandel elke dag met daardie vaste sekerheid dat die goeie werk wat die Here in ons begin het, hy ook sal volëindig. Nou vriende, ons gaan vanmôre aangaan met ons reeks aktuele boodskappe. U sal sien ons is al by deel 46 en vanmôre praat ons met u oor die gedagte: het elke mens of kind van God 'n beskermengel of soos hulle dit dan noem 'n guardian angel? Dis 'n vraag wat mense gereeld vra. Kom ons probeer vir u uit die skrif hierdie saak dan verduidelik en verklaar. Nou vriende, ons beleef 'n tyd waar mense 'n geweldige obsessie met engele het, en ek dink die Bybel is baie duidelik daaroor dat engele wel bestaan. As jy die Bybel gaan bestudeer, dan sien jy in die Ou Testament kom die woordjie engel 103 keer na vore, in die Nuwe Testament so 175 keer, en ons sien dat hulle soms as boodskappers gestuur is en ook gestuur was om sekere dinge te doen op bevel van die lewende God. Nou, daar was 'n meningspeiling wat Time tydskrif gedoen het, waar mense gevra was: glo julle aan engele, en wat dink julle wat is engele se doel en rol? En 69% glo dat daar engele bestaan, en 55% glo dat hulle baie mag het, maar as agente van God werksaam is. 46% glo dat elke persoon op aarde sy eie beskermengel het. 49% glo dat gevalle engele bestaan, en 32% beweer dat hulle al ontmoetings met engele gehad het. En hierdie is die onrusbarende statistiek. 32% beweer dat hulle ontmoetings met engele gehad het. Jy sal onthou, daar was 'n baie gewilde program op televisie, Touched by an Angel, en dit het geweldige opgang gemaak onder die mense. En het mense al hoe meer begin vertel hoe hulle ontmoetings met engele gehad het, en hoe hulle engele wesens gesien het. En die vraag is hierdie goed waar? En kom ons kom by die vraag uit: is daar 'n beskermengel vir elkeen geallokeer? Het ons elkeen 'n beskermengel? Nou vriende, ons moet altyd stil staan by wat die Bybel sê, nie wat die deursnee mens sê, of wat hy ervaar, of wat hy beleef het nie. Daar is baie belewennisse en ervarings, en ons kan dit nie toets aan die hand van die Bybel nie. Baie mense sê vir jou: ek was in die hemel, en ek het hierdie goed gesien, en dan kom die volgende ou en hy sê: ek was ook in die hemel, en hy het net teenoorgestelde gesien. Ander was weer in die hel, en die ander persoon weer in die hel, en hulle sien teenoorgestelde dinge, en hulle skryf teenoorgestelde dinge, en dikwels erken hulle later, nadat hulle miljoene rande gemaak het, dat hierdie sogenaamde gebeurtenisse dan nie plaasgevind het nie. Daarom is het belangrik dat ons sal gaan kyk wat sê die woord van die Here, en ons gaan spesifiek konsentreer vanmôre op hierdie gedagte van: het elke mens op aarde of elke kind van die Here 'n beskermengel? Nou vriende, terwyl ek hierdie studie gedoen het, het ek agtergekom dat die skrif nie vir ons veel sê oor hierdie bepaalde saak, dat elke mens 'n engel het wat aan hom geallokeer is om hom te beskerm en om hom te bewaar nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat engele bestaan en dat die Here sekere opdragte aan engele gee. Kom ons kyk gou wat staan in Hebreërs 1 vers 7. Daar staan: en van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuur vlamme. En vers 14 van Hebreërs 1 sê: hierdie engele, is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beerwe nie? So hierdie vraag wat gevra word, hierdie gedagte wat deurgegee word, sê vir ons baie duidelik dat engele wel bestaan, en dat engele, net soos mense, opdragte van God uitvoer. U sal onthou, die woord is baie duidelik daaroor dat God ook vir ons opdragte gee. Hy sê: gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Die Here gee ons opdragte soos bid sonder ophou. Die Here gee vir ons opdragte om te waak en te bid, en so kan ons na al hierdie opdragte kyk van ons. En so kom die Here ook, en hy sê vir ons in sy woord dat hy sy engele van tyd tot tyd uitstuur om boodskappers te wees, om dan ook hierdie beskerming
dan vir sy kinders te gee, en wanneer dit plaasvind, weet ons nie, wat ons kan nie in die geesteswêreld stuur nie, of sien nie, maar ons weet dat God stuur sy engele, en hy doen dit vir sy bepaalde doel, en sy bepaalde rede. Nou vriende, die slotsom was vir my baie eenvoudig gewees. Ek wil eerder hê, dat die God van hemel en aarde my moet beskerm, in plaas van een van sy diensknegte, naamlik 'n engel. So wat probeer ek vir u sê? Of ek nou elkeen 'n beskermengel het wat geallokeer is vir ons, wil ek vir u sê, is nie vir ons in die Bybel duidelik uiteengesit nie. Maar wat die Bybel vir ons wel sê, is dat God die een is, wat sy wakende oog oor ons hou. Hy is die alsiende God, hy is die alomteenwoordige God, hy is die almagtige God, en hy sê vir ons, hy sal ons voetstappe lei en rig, elke tree van die pad. Die Bybel sê vir ons sal nie ons voet teen 'n klip stamp, sonder dat God daarvan weet nie. Daar sal nie 'n haar van ons hoof afval nie. En hierdie God van hemel en aarde sê vir ons, dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie sal meewerk, vir hulle wat hom liefhet. Hoor hoe pragtig sê Hebreërs 13 vers 5 en 6 dit vir ons. Dis my sulke kosbare gedeeltes in die woord van die Here. Daar staan, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want God het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons as kinders van die Here met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? U sien, ek dink as die kerk die obsessie met engele vir 'n wyle laat en hulle aandag meer vestig op die God van hierdie engele, die een wat in beheer is van hierdie engele, sal ons groter gemoedsrus hê om te weet, ek beroep my nie op 'n engel nie, ek bid nie vanaand dat my beskermengel my sal bewaar en beskerm nie, ek is nie besig met afgodediens nie, maar ek sê, Here, U, die alleenwyse God, die alomteenwoordige God, die een wat by my is, wat in my woon deur U Gees, sal U my bewaar, sal U my beskerm, en sal U my ook dra, en sal U my op die pad bewaar. En die Here doen dit, vriende, op sy eie besondere manier, en soos ek reeds vermeld het, die Here kan sy engele opdragte gee, om dan sy heiliges te bewaar, en te beskerm. So om saam te vat, engele is in die Bybel genoem, Ou Testament, Nuwe Testament. Die taak en die doel en die rol van engele, is die verheerliking van God, en ook die uitvoering van sy opdragte. En hierdie opdragte word stiptelik uitgevoer, en dit sluit ook in die beskerming van die kinders van die Here. Maar die uiteindelike saak is baie duidelik, dat God in beheer is. Hy is bo elke engel, hy is die skepper van alles en van almal, en hy is die een wat vir ons sê, dat hy ons nooit sal begewe, en ons nooit sal verlaat nie. Daarom bid ons nie tot engele nie, ons beroep onsself op die Here, op sy genade, ons pleit vir sy beskerming, en ons weet dat hy ons sal dra dag na dag, en ons seën met die keer van sy seëninge. Vir hulle wat die Here vanmôre nie ken nie, is daar 'n boodskap wat ek vanmôre vir u moet bring, dat u moet bekeer tot die Here, sodat u ook onder hierdie kosbare beskerming van die Here, u dag daar kan afhandel, en hom kan eer as die een wat vir u 'n nuwe dag gee, genade en krag om deur die dag te kom, en u dan ook sal dra tot die dag dat u hom in sy heerlikheid sien. As u hom nie ken nie, sê die Bybel vir ons baie duidelik, dat daar 'n dag sal aanbreek wat ons sal sterwe, en dan sal ons hierdie God ontmoet, en ons sal sien die kere waar ons gedra het, waar die Here vir ons in sy groote genade hom ontferm het oor ons, laat reën het oor die regverdige en onregverdige. Ons het hom nie gedien en hom nie geëer as die skepper, as die bewaarder, as die beskermer nie, en dan sal ons hoor, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. U sien, dis altyd die boodskap waar ons by moet terugkom. Ken ons die Here Jesus, kan ons sê, hy is my God, hy is die een wie in beheer is van my lewe, en ek is seker dat hy my nooit sal begewe en nooit sal verlaat. Die mag die Here genade gee, mag hy vir ons wysheid gee, dat ons sal bly by die saak van die woord, dat die Here vir ons sê, dat hy in beheer is ook van ons lewe. Baie groete, baie seën, mooi dag vir u verder, Tara.